Daar is mense wat jou leer wat om te doen en dan is daar mense wat jou help om te verander wie jy is. My gas vanoggend, Maryna Stevenson, is 'n persoonlike hulpafrigter, 'n voorkomskonsultant en iemand wat fokus op afrondingswerk van klein kindertjies tot by groot koöperatiewe leiers. Maryna, dis 'n voorreg om jou vandag hier by ons te hê. Baie dankie, Danny. Maryna, kom ons begin by die begin. Hoe belangrik is eerste indrukke? Dis alles. Ons het baie maal net een kans om 'n indruk te maak. Ek sê altyd vir kinders, ons berei hulle nou al voor vir eendag as hulle 'n werk gaan soek. So wanneer 'n mens vir 'n werksonderhoud gaan, wil jy daai eerste keer die regte indruk maak. En ons kan manipuleer wat mense sien deur die regte goed toe te pas en regte gedrag te toon teenoor mense om 'n goeie indruk te maak. Maryna, in jou founder story praat jy van toe jy as ma besef het dat daar generasiepatrone is wat herhaal word sonder dat daar enigstens persoonlike groei plaasvind. Wat het jy raak gesien en hoe wil jy dit verander? Danny, my kinders verskil 10 jaar uit mekaar uit. So my oudste is 29, dan die middelste is 19 en ons laatlammetjie word 9 hierdie jaar. So ek het met my kinders se opvoeding gesien dat kinders nie met die regte maniere gebore word nie en dat hulle gerig en gelei moet word. En ek het gesien hoe gebruike en tradisies hulle self oorspeel. En dit was eintlik vir my skrikwekkend om te besef wat 'n verantwoordelikheid dit is om 'n kind groot te maak, want hulle kyk op na ons voorbeeld en om nie slegte gewoontes voor te sit van geslag tot geslag nie, is dit nodig om doelbewuste besluite te neem, om te sê, dit eindig by hierdie generasie, sodat 'n mens 'n nuwe voorbeeld kan stel vir kinders om te volg. En ook vir jouself, om jouself uit te daag en vir jouself te vra, wat doen ek uit gewoonte uit? Wat was die voorbeeld wat vir my gestel was? Want mense volg die voorbeelde en die bloudruk van hul lewe. Ja, ek dink ek en jy het nou voor ons begin opneem het ook sommer net gesels rondom omstandighede en situasies waarin jy jouself bevind en ek het te veel genoem, jy weet dit is vir my eintlik skrikwekkend dat wanneer ek byvoorbeeld is iets waarmee ek sukkel, as ek in 'n gesprek is en ons is 'n klomp mans wat saam gesels en daar's dalk een of twee ouens wat maar 'n lelike woord so nou en dan laat glip, dan is dit asof jy ook net jou standaarde half laat val en deel raak van hierdie gesprek. Hoe leer jy mense om te fokus om hulle eie identiteit uit te leef? Dis 'n baie belangrike vraag. Dit kom van binne af en die transformasie wat ek met mense, of die pad wat ek met mense stap, is om by die begin te begin, om te vra, wie is ek? Waarvoor staan ek? Wat is my waardes? Om te gaan kyk na jou identiteit. En dit is waaraan 'n mens soms bou, en dan sê ek, okay, hierdie is die fondasie en van hier af gaan ek aan. Want daar kom invloed in die lewe, en as jou waardes nie in plek is, en as jy nie kan sê waarvoor jy staan nie, is daar invloed wat kan afsmeer. So die keuse is dan reeds gemaak om te sê, dis die mens wie ek is en dis my gebruike waarvoor ek staan. Wanneer sulke goed dan gebeur, of jy in geselskap is waar daar dalk taalgebruik is wat nie jou waardes is nie, dan kan 'n mens makliker nee sê daarvoor en nie in die trap val nie. Ja, ek dink een van die goed waarmee ek ook altyd sukkel, is 'n ou probeer so 'n people pleaser partykeer wees, jy weet, en jy wil tog net hê jy moet oralste inpas, want ek dink op 'n jong ouderdom is dit iets met die goed waarmee ons worstel, jy weet, as jy in die laerskool is of jy's in die hoërskool, jy het altyd hierdie vriendekringe en ons mense grootste behoefte is tog om net aanvaar te word. En ek dink dit is eintlik waarmee ons soms sukkel. Ja, 'n mens mimiek wat jy sien, of jy spieelbeeld wat jy voor jou sien. En daarom is dit so belangrik, so as ek met kliënte werk, dan herinner ek hulle gereeld. Ek leer hulle nie iets nie. Ek kan eintlik niks vir hulle leer nie. Hulle maak hulle eie keuses. Maar die kruks van alles gaan daaroor dat jy doelbewus leef, dat dit 'n keuse is. Iets wat ek gereeld gebruik, en ek gaan dit dalk hier ook herhaal, is jou lewe is in die palm van jou hand. En elke dag
is 'n keuse. Jy staan met 'n keuse op om te besluit wat is die houding wat ek gaan hê? Wat is my ingesteldheid wat ek vandag gaan hê? Ons maak keuses in terme van die gesprekke waarvan ons deel is. So dis om doelbewuste keuses te maak deurlopend deur elke dag. Ja. Ek dink ek het vroeër die week ook met jou gedeel die fliek wat ek in my jonger dae gekyk het iets. Ek weet nie, het jy 3 gelede Ek het so vinnig geloer en ek het vanoggend die trailer gesien. Nee. Dit is uitstekend. Ja, so die van julle wat nie die fliek Hitch ken nie, Will Smith speel die karakter wat hy die dating coach is. En sy claim to fame is dat hy enige man kan kry om die vrou van sy drome verlief te maak op hom. So hy fokus baie op afrondingswerk en dit is nie noodwendig om iemand te mislei en om iets voor te gee wat jy nie is nie, maar dit is om net om sekere gedragspatrone te identifiseer en te sê, luister, hier kan ek dalk beter optree in 'n situasie. Is dit ook iets waarmee jy mense help en hoe kry jy dit reg om te verseker dat iemand nie voorgee iets wat hy nie is nie, maar dat dit 'n doelbewuste leefstyl is wat hy implementeer? Verseker. Ja, so daar's nog iets wat ek het 'n spesifieke kliënt, ek wys altyd vir hierdie en dit beteken mens gaan deur die lewe, jy sit maar net een voet voor die ander voet. Ons gaan net deur die lewe. Ons leef nie ons lewe altyd doelbewus nie. So weer eens, dit is 'n keuse wat jy maak, maar jy kan jou lewe skep. Jy kan besluit ek is die argitek van hierdie lewe en dit is hoe ek wil hê die eindproduk moet lyk. En dan alles wat daarbey inpas, neem jy dan aan of sal jy van die hand wys. Maar om nou terug te kom na die fliek, dit is uitstekend want 'n mens besluit vooraf wat die gedrag gaan wees, wat jy gaan openbaar, hoe jy mense gaan hanteer, hoe jy mense behandel. As wie wil jy geken word en jy curate dan jou lewe rondom daai patroon. Jy skep jou eie bloudruk waar volgens jy dan deur die lewe gaan. Ja, ek dink as 'n ou gaan kyk en ons praat oor etiek spesifiek, nê? As ek dink aan etiket, dan dink ek aan hierdie 5-gang maaltye en hier sê al se klomp virke waar ek nie weet wat een om te kies en waar om te begin nie. Is dit etiket of is daar soveel meer wat jy mense leer en hoe is dit relevant vir ons wat byvoorbeeld hier in 'n platteland is? Wat se afrondingswerk kan jy vir ons aanbeveel? Ja, etiket is so wyd. Daar's golf etiket wat van toepassing is op mans. Want mans sal sê dit is nie vir hulle bedoel nie of ek het dit ook al gekry dat mense vir my sê dis net vir die grand mense bedoel. So dit is nie vir 'n sekere groep mense uitgesonder nie. Dit is vir ons almal. Etiket is vir my respek. Dit is hoe ons ander mense behandel, om mense menswaardig te behandel. Dis 'n uitdrukking van wie jy is. Dit gaan oor selfrespek, hoe jy geken wil word, die nalatenskap wat jy wil laat in die wêreld. So dit kring baie wyd uit en dit is van toepassing op ons almal se lewe. En dis soos ek gesê het, dis om vir mense te wys dis wie ek is. Dit is die beeld wat ek uitsit daar buite en vir my gaan dit daaroor om 'n trots te hê. As my bure hoor hoe ek met my kinders praat, wil ek nie in skaamte my kop laat sak nie. Ek wil sê dit is ek. Dis hoe ek opdaag by die huis, dis hoe ek opdaag by die werk. So vir my is dit ook en ek was nie hierdie perfekte mens nie. Ons het net nou hier gepraat oor om gespanne te raak in situasies. Ek is van nature 'n gespanne mens en goedjies moet reg gebeur en ek moes werk aan myself en leer om ander mense en hulle andersheid in ag te neem en dat jy ander mense raak met hoe jy optree en hoe jy jouself uitbeeld daar buite. Sê vir my Marina, die programme wat jy aanbied vir mense en dit is soos ons gesê het, dit wissel van kinders af tot by koöperatiewe leiers. As jy vir ons vinnig deur daai roete en rotine kan vat van waar dit begin en wat is die uiteindelike doel? Is dit 'n one size fits all of is daar verskillende programme wat jy verskillende tipe persoonlikhede aanbied? Ja, daar is verskillende programme en dit hang af van die individu. So ek sê altyd vir mense, ons almal kom uit verskillende agtergronde en huise uit. En dit is ook waar ek besef het hoe belangrik etiket is, want dit is 'n universele taal wat ons almal bymekaar uitbring sodat ons mekaar kan verstaan. So weer eens dis respek en effektiewe kommunikasie met mekaar. So dit hang af van
die vlak waar elke individu is. So ek stel voor dat kinders dit so jonk as moontlik begin aanleer en spesifiek vir tafeletiket. Want die tendens vandag is dat kinders vingerkos eet. Baie kinders kom by my en dan kan hulle nie met 'n mes en 'n vork eet nie, 10-jarige is. Dan het hulle nog nooit geleer wat is die korrekte greep om eetgeraai vas te hou nie. So jy wil nou so 'n kind in die wêreld instuur en baie kinders kry geleentheid om geleerdheid te gaan kry of hulle self te kwalifiseer en te bekwam om in die wêreld in te gaan. Maar dan is daai basiese fondasie nie gelê hoe om ordentlik by 'n tafel te eet nie of hoe jy 'n glas vashou. En ek glo dit sê iets van 'n mens se agtergrond. Dit wys of daar 'n afgerondheid is of ek sê altyd vir my kinders, wys vir die mense jou ma is lief vir jou ma het jou mooi geleer. Maar dit is vir my belangrik hoe ons uitdruk, sodat ons nie aanstoot moet gee vir ander mense nie, sodat ons almal deel en ingesluit kan laat voel. So ja, net om jou weer verder te antwoord, dit is vir enige ouderdomsgroep, dis die plek waar jy is, dit is die omstandighede waarin jy is. Ons werk aan identiteit en persoonlike ontwikkeling, so dit is 'n gedeelte, maar etiket is oorkoepelend deel van dit alles. Dis die manier hoe jy jouself uitdruk en tentoonstel daar buite in die wêreld. My vrou, en as ons praat oor kommunikasie, my vrou het sy glo vas as iemand jou nie in die oë kan kyk wanneer met jou praat nie, sy skelm. Dis 'n skelm ou daai. Is dit die waarheid? Ek het so groot geword, ek dink dit is iets wat gesê is moontlik in die era waarin ons groot geword het, maar dit is 'n aanduiding van openlikheid en dit kan vir mense weer eens agtergrond, waar kom mense vandaan, wat is vir hulle gesê, maar dit is baie belangrik, dit laat 'n mens gewaardeer voel, dit laat jou voel jy maak saak as iemand jou in die oë kyk. Dit laat jou voel dat hulle volle aandag aan jou gee. So daar's baie voordele daarin om dit wel te doen. En ek vind dit ook dat van my studente en van die kliënte wat na my toe kom, dit is vir hulle moeilik om oogkontak te maak. Jy kry mense wat bloot net skaam is. Hulle voel selfbewus om vir iemand in die oë te kyk. So ek sal dan vir hulle sê, kyk net lank genoeg om vas te stel wat sê ander persoon se oogkleur, dan kan jy vir 'n oomblik jou oë wegvat en dan kan jy met tyd werk daaraan om gemakliker te raak met dit. Maar ja, dit wys ek is hier, ek is teenwoordig, ek stel belang in wat jy vir my sê. Ek weet nie of een van jou kliënte al ooit vir jou gesê het hulle sukkel, want in terme van kommunikasie is iets waarmee ek verskriklik sukkel. So ons het nou obviously personeel wat hier by ons kantoor werk en iemand kom klop aan my deur en ek is relatief besig en ek is dalk besig om 'n e-pos te tik en daai persoon het nie dadelik my volle aandag nie. My oë is meer gefokus op my rekenaarskerm as wat ek vir daai persoon in die oë kyk. Watse raad kan jy vir my gee? Hoe kan ek dit aanspreek? Hoe kan ek daai gedrag verbeter? Want ek dink dis nogals iets waaraan ek regtig graag wil werk, is om te sê dat jy's wanneer ek met iemand praat, laat hulle my volle aandag het, want ek dink dit gaan baie, soos jy gesê, dit voel net vir daai persoon of jy genoeg respek het en hy jou volle teenwoordigheid in daai gesprek het. Ja, en is baie belangrik en is wonderlik dat jy bewus is daarvan en dat jy dit wil verbeter, want dit is die begin van alles. Dus nie om te besef, dis daai bewuslikheid, ek kom dalk nie nou goed oor nie. So jy kan dalk 'n interne reëling tref met personeel en reëlings tref met hulle sê tussen hierdie en hierdie tyd is ek beskikbaar as jy 'n vraag het. Want dit is, ek het 'n reël en mense het my al gekritiseer daaroor. Daar's sekere tye van die dag wat ek nie my foon beantwoord nie. Eerstens wanneer ek 'n sessie het met kliënte, ek kan nie in daardie tyd kan ek glad nie met iemand anders korrespondeer nie. So ek maak nie eers my foon oop. Sy laai-toon is af, ek bær hom een kant. En dan is daar sekere tye van die dag wat ek dan gebruik om boodskappe te beantwoord. So net so, as jy die hele tyd sterings kry, mens kan nie elke keer, ek wil net die voorbeeld gebruik van die selfoon. As ek nou hier 'n boodskapie lees en ek beantwoord hom en ek gaan sit neer, dan moet ek net gaan weet, waarom was ek nou weer besig? Okay, nou het ek my plek.
dan kom die volgende boodskap, dan beantwoord ek dit. Dan moet jy jouself elke keer regroup en jouself net weer op die plek kry. En ek vind dit vat baie tyd en om daai aandag weer te kry waar jy was. So ek sal eerder 'n stuk werk voltooi en dan sê, goed, ek het nou tyd om na boodskap te kyk. So jy kan moontlik met personeellede reël dat daar 'n sekere of jy kan 'n reëling met hulle maak as ek of as ek wys jy kan inkom. Net dit verduidelik vir hulle. Ja. Met kliënte is dit uit die aard van die saak iets anders. Daar's 'n bespreking in jou dagboek. Jy weet 10:00 kom meneer Viljoen jou sien. Ja. En dan hanteer jy dit. En dan wanneer jy dan nou in die situasie is om regtig te besluit, okay, hierdie is die tyd wat ek uitgesit het, ek gee nou aandag hier. Maar ek glo dit sal dan nie vir jou moeilik wees nie. Ja, ek dink dit is 'n baie goeie antwoord en ek het dit al probeer. Ek dink ek moet dit net weer baie mooi beklemtoon en sê, jy weet, in hierdie sekere tye van die dag is my deur altyd oop vir gesprekke, want ek voel, jy weet, soos ons in hierdie notas ook het, 'n ou moet nie bewusteloos deur die lewe gaan nie. Ek dink 'n ou moet weet in watter areas van jou lewe jy kan verbeter. En kom ons praat bietjie oor daai ding wat daar langs jou lê. Die telefoon. Wat is goeie telefoonetiket? Want dit is vir my so hartverskeurende eintlik as 'n ou in 'n restaurant in vandag se tye instap. En is twee mense wat by 'n tafel sit, maar albei van hulle is op hulle telefoon besig om te skril, dan vra ek vir myself, ek is altyd vir tegnologie en ons is mal daaroor om AI en al hierdie goeders te gebruik, maar dit is hartseer om te sien dat hierdie tegnologie ook ons lewens eintlik op so 'n negatiewe manier oorgeneem het en laat ons sukkel om daai persoonlike koneksie met mekaar te kan steeds behou. Dis waar. So dit is baie handig en dit maak die lewe baie maklik, maar ek dink dis ook 'n ewel. Dit vat ons weg van ons gesinne. Ek het ook op 'n stadium, ek was altyd bereikbaar en beskikbaar gewees. Totdat my seentjie my bewus gemaak het daarvan, hy sal na my toe kom en vir my iets vra en sê, o nee, jammer, dan draai hy self om, dan antwoord hy homself, dan sê mamma moet net gou 'n werkie maak of mamma moet net gou iemand antwoord. So as hy gesien het ek het my foon in my hand, dan het hy geweet, ek gaan nie nou luister en ek gaan nie aandag gee nie. En dit was vir my baie erg geweest en ek het besef, dit rule my lewe. Ek dit bestuur alles wat ek doen, selfs my gesinslewe. So ek het toe nou vir myself reëls opgestel, of nie reëls nie, maar net om nie skuldig te voel nie, want ek is iemand wat altyd beskikbaar wil wees, ek wil altyd help, ek wil altyd bereikbaar wees, maar dit is nie menslik moontlik nie, want jou foon kan te enige tyd, kan daar 'n lighttoon of 'n notifikasie wees wat jou aandag trek. So dis onmoontlik om op elke prompt te reageer, om vir elke squeak wat hy gee daar te wees, is 'n baba wat jy gou bottel gee. So ek het vir myself, en ek stel voor dat mense dit probeer, is baie bevrydend, oor naweke, antwoord ek nie besigheidsnavrae nie, ek het vir my kantoorure en ek het by WhatsApp het ek gesê wat my kantoorure is. So ek is beskikbaar binne daardie tye, mits ek nie in konsultasie is nie. So ek probeer dit kommunikeer aan mense, want mense verwag dat jy hulle dadelik antwoord. So ek het 2 nommers. Ek het 'n persoonlike nommer waarop my gesin, my kinders my kan bereik, en dan het ek 'n werksnommer. Net om dit vir my makliker en beter te maak. Maar ja, dit is belangrik weer eens dat mens bewus is van hoe jy aanstoot kan gee vir mense vir wie jy lief is, want dit is verskoonbaar, want jy is saam met jou gesin, so jy kan gou iets op jou foon doen, maar jy vat iets van hulle af weg. Ek het 'n belangrike beginsel wat ek altyd toepas. Ek sê as jy my nooi om gou koffie te drink en dit is al 4:30. Waar vat ek daai 4:30 weg? Want my dag is ingedeel. Ons het x aantal ure waarin ons effektief kan werk in 'n dag. So as ek al 4 afstaan aan die koffie, wat lei daaronder? So ek dink in terme van 'n selfoon ook, wat vat ek weg by wie? En dit is belangrik dat mense net balans behou. Ja, ek dink jy het die antwoord daar gegee, want ek dink dis iets waarmee ek geworstel het in een van my ander coaching sessies wat ek gehad het met een van my afrigters.
het ek ook gesê, ek dink in die begin van my loopbaan, die groot fout wat ek gemaak het, is om vir elke kliënt van my selfoonnommer te gee. Ja. En nou ongelukkig, ek is ook so, ek wil dadelik 'n probleem oplos as 'n kliënt my kontak, wil ek hom nou help, want dit is maar net, ek sê altyd ek wil effektief wees, maar dit kom altyd ten koste van sekere goed. So ek het ook, ek dink om 'n tweede telefoonnommer te kry is eintlik die ideaal om te sê, nou het ek hierdie is familietyd, want ek het ook my familietye uitgeboek in my kalender, en as my vrou nou na hierdie episode gaan luister, gaan sy vir my sê, maar hoekom pas jy dit nie toe nie? Jy vertel dit nou vir die wêreld daar buite, maar ek sien dit nie regtig raak nie, maar ek kry elke middag, ek dink is 5 uur in die middag, 10 voor 5 kry ek my Google Calendar notification, wat vir my baie mooi attent daarop maak, dat dit nou familietyd is, maar dit is baie keer net so moeilik, en ek dink, ek dink, is jou twee telefone altyd terselfdertyd by jou, of los jy die een? Dis een selfoon met plek vir 2 simkaarte. Dit maak dit so gerieflik, maar ek maak nie die besigheids-een oop nie, sodat ek nie sien, want ek voel baie keer skuldig. Dan antwoord jy gou iemand se boodskap. So dit verg met die selfdissipline ook. My deel is, ek begin van onder af, en dit gebeur soms dat ek boodskappe mis, soos wat jy dan begin antwoord. So ek sê baie keer vir mense, dit is nie opsetlik nie, ek mis boodskappe, want daar is baie navrae, of daar is baie kontak van mense, en dit gebeur. So mense is baie sensitief daaroor, en dit is ook iets wat ek nou vir myself gesê het, as ek met jou wil gesels dan nie, en ek kry jou nie, as ek 'n WhatsApp stuur, dan sal ek jou bel. So dis die volgende stap vir my. So daar's vlakke van diepte om die moeite wat jy doen om by iemand uit te kom. Maar mens moet dit bestuur, want dit is ongelukkig so, en ek voel baie skuldig as ek nie by mense uitkom nie, en ek sal ook altyd verskoning vra, maar ek dink dit is verstaanbaar. As jy jouself net, ek sien my lewe soos 'n tank, as ek net die hele tyd uittap, wat gaan dan oorbly? So, dis nie om vir iemand te sê jy is minder belangrik nie, is net my tank het soveel liter in, en per dag kan hy net, ek moet nie laat hy onder die kraantjie se vlak kom nie. Ja, ons almal het tyd nodig om te herlaai en om al die balle in die lug te hou, en ek dink dit is vir ons belangrik. Hier by ons kantoor het ons ook die beleid dat ons sê ons is familie eerste, want ek moedig ook die mense aan om te sê, jou kind se jou seun se rugby game moet jy gaan kyk, jou dogter se netbal wedstryd moet jy gaan kyk, jy het nog steeds 'n verantwoordelikheid om jou ure wat jy moet werk in 'n maand moet jy werk. So ek gee nie of jy dit nou 7 uur in die aand of 3 uur in die oggend doen nie, maar moet asseblief nie jou kinders se belangrikheid in die wedstryde mis nie, want hulle is so vinnig. Ek kyk ook daai 2 manne van my, dit is, kan nie glo, die een is 9 en 7 nie, dit voel soos nou die dag wat hulle gebore is, en tyd vlieg net so, en as jy jou oë uitvee, dan is dit verby. So, werk moet sy plek in jou lewe, ek meen ons almal moet brood op die tafel sit, maar dit moet ook maar binne perke bestuur word. Ek wil vir jou vra, een van jou programme gaan spesifiek gefokus op jong mense wat die werksplek betree. As jy nou kyk na die hedendaagse werkgewers, wat is die een ding wat jong werksoekende mense eintlik tekort kom in die moderne lewe waarin ons vandag leef? Ja, dankie. Dit is 'n baie belangrike vraag. Ek verduidelik dit gewoonlik vir kliënte dat etiket en goeie maniere of afronding is veronderstel om by die huis plaas te vind. So daai kinders gaan skool toe om akademies opgeleid te word. En daar is dan buitemuurse aktiwiteite ook. Maar daai ekstra fondasie wat gelê moet word, kom van die huis af. En onder dit sorteer ook sagte vaardighede. So dis nie 'n vak op skool, en as jou ouers nie daarop ingestel is, en baie van ons is nie, dit is nou my vakgebied, maar ek weet nie of jy jouself sien as 'n kenner van sagte vaardighede nie. So mense is nie ingestel nie, want dis nie iets wat jy elke dag praktiseer nie. So daarom maak dit wat ek aanbied, of die programme wat ek aanbied, so spesiaal, want daar's ergens 'n plek waar jou kinders hierdie vaardighede kan leer. Dit is beter kommunikasie, dit is jou ingesteldheid, jou gesindheid in die lewe. Alle sagte vaardighede om jou voor te berei om in 'n werksplek jou menswaardigheid te kan uitleef. So dit gaan nie net oor harde vaardighede of kwalifikasies nie. En dit is een area. Dit verseker vir jou om te sê, die vaardigheid om hierdie
pos te kan beklee. Maar wat bring of in watter geval word 'n mens raak gesien vir bevordering? Dit is dis waar die sagte vaardighede inkom. So jou kwalifikasie kry vir jou die werk, maar die sagte vaardighede is die gedeelte wat bevordering verseker en wat jou help om te groei as mens. En ons het vroeër het ons oor iets gesels nou hier voor die tyd en toe ek gedink mens besef nie altyd, dit is nie net die beroep wat jy beoefen, daai rol wat jy as sulks beklee nie. Ons is mense en ons raak mense met ons menswaardigheid. So baie keer ons wil alles verreken in rand en sent. Is hierdie die moeite werd om te doen, of kan ek soveel tyd aan dit afstaan, of kan ek soveel spandeer aan dit? Maar dit gaan nie net daaroor nie, dit gaan oor wat ons vir mense kan leer, wat ons agterlaat, jou nalatenskap, om vir mense te wys, jy maak saak. Ek het 15 minute ekstra spandeer hier aan jou, want ek voel jou, ek sien jou emosie. So dit is nie net altyd die beroep wat jy beklee nie, maar is om 'n ingesteldheid te hê en jou menslikheid uit te leef. Ja, ek dink vir my in ons werksomgewing spesifiek, en ek dink een van die vrae wat kom, ek gaan dit sommer dalk so aanhaak met mekaar, is dit voel al vir my die harde vaardighede, soos dit gesê het, jou graad wat jy het en die kennis wat jy nodig het om jou werk te kan verrig. Ja, dit is vir my belangrik, maar 'n persoon se karakter en die sagte vaardighede waaroor 'n persoon beskik, is in baie gevalle amper vir my meer belangrik. Jy weet, 'n eenvoudige ding is soos byvoorbeeld om op tyd te wees. Ek kan nie vir jou sê hoe baie mense het dit ook net laat by die deur uitglip nie. Ja. En is om betyds te wees vir 'n afspraak net vir sommige mense nie belangrik nie. Jy weet, en dink jy in Suid-Afrikaanse konteks is die feit en die fokus op karakter gelykstaande aan prestasie? Is ons al daar, want ek weet in jou nalatenskapsonderhoudstuk het jy geskryf dat jy sal dit waardeer as ons in 'n wêreld kan lewe waar karakter net soveel waarde dra as 'n ou se prestasie. Is ons al daar, of dink jy ons is nog baie ver van dit af? Ja, ek dink nie in Suid-Afrika daar's baie goeie voorbeelde in ons land, maar ek dink nie as 'n samelewing is ons al daar nie. So prestasie is iets wat maklik gemeet kan word. Ons kyk na sosiale media volgelinge, ons kyk na inkomste, ons kyk na kwalifikasies. So prestasie aan die een kant kan gemeet word, maar karakter is iets wat oor tyd uitgebeeld word. Dit is integriteit, dit is hoe jy menswaardigheid teenoor mense wys. So ek dink die fokus moet nie wees op ek sal die vraag vir kinders anders wil stel. Baie mense vra, wat gaan jy eendag word? Ek sal wil vra, wie wil jy eendag wees? Ja. En wie is jy besig om te word? So daar's vir my prestasie en karakter is vir my aparte konsepte wat eintlik vir my saamhoort. Ek dink nie dit moet apart gesien word nie. Ek dink prestasie en karakter moet in lyn met mekaar gebring word. Maar dat 'n mens meer fokus sit op karakter, op wat jy wil hê mense moet onthou van jou, Ja, en daai nalatenskap wat jy laat. Ek het nou 'n baie mooi quote gelees wat hulle gesê het, ons almal het 'n to-do list, maar niemand van ons het 'n to-be list nie. Sure. En dit was so mooi, want wie wil ons eintlik word? Wat is die karakter wat ons wil toepas? En ek dink dis een van die goed waarmee ek ook worstel wanneer ons mense aanstel in 'n werksplek, jy weet. Jy eerstens kry jy 'n CV en ons het 'n persoonlikheidsontledingstoets wat ons doen wat gebaseer is op die kleure, die geel, blauwetjies, groenetjies, rooietjies daai. Maar karaktereienskappe kan jy nie binne in 'n uur se onderhoud identifiseer en vir jouself vasstel hierdie persoon het 'n goeie karakter of 'n slegter karakter. Is maar goed wat 'n ou op 'n langtermynproses waarneem en ongelukkig eers kan sien wat is 'n persoon se karakter. En dit maak dit verskriklik moeilik eintlik, want soos ek sê, ek voel altyd ons wat nou rekenmeesters is en met finansies werk, dis vaardighede wat ek vir 'n persoon kan aanleer. Ja. Maar ek kan nie noodwendig 'n persoon se karakter bou en gaan verander nie. Ja. Want dit is ook gewoonlik die goed wat baie my energie tap as ek moet karaktervorming doen, jy weet, soos jy nou gesê het, jou bekertjie word leeg. Ja. Ek voel maar presies dieselfde, jy weet, en dit is vir my baie belangrik dat mense eerder fokus op die karakter wat hulle na 'n werksplek toe bring as noodwendig die prestasie, want dis iets wat ons altyd kan aanleer. Ek wil vir jou vra, ons het gesê jou werk
fokus van klein kindertjies tot by 'n 45-jarige CEO. Is daar in die menslike natuur iets wat jy hierdie verskillende ouderdomsgroepe iets wat hulle in gemeen het? Is daar iets wat Ja, jy in ons menslike definitief. natuur in gemeen het? Ons almal wil aanvaar word, gesien word, gereken word. En maak nie saak ongeag van ouderdom, is dit iets wat mens altyd op terugval. Jy wil weet, het ek waarde vir iemand? Het ek betekenis hier? So, ja, dit is 'n universele begrip en dit is van toepassing op enige ouderdom. So, etiket en persoonlike ontwikkeling is nie ouderdoms toepaslik, of ja, dit is ouderdoms toepaslik, maar dit is nie gesorteer net vir 'n sekere ouderdom, om nou aan te sluit by daai vorige vraag. Ja. Dit is vir almal en dit gaan daaroor aan die uitdrukking van wie ek is en om aanvaar en ingesluit te word. Ja, ek dink in een van jou notas sê jy ook, life is not meant to be lived unconsciously. Hoe leer jy mense om meer bewus te wees van hulle optrede en om dan hierdie areas te gaan identifiseer waarna 'n ou moet werk en wat 'n ou moet gaan verander? Want ek dink ook, ek het nou eendag met jou gesels en jy het 'n baie diep gedeelte van jou lewensverhaal met my gedeel wat ek soveel waardering vir het. Jy het ook deur 'n rowwe tyd in jou lewe gegaan en daar het sekere goed gebeur wat transformasie gebring het. Maar dit voel vir my in vandag se tyd, daar's 'n spreekwoord wat sê ek is so gemaak en ek is so gelaat staan. En dit is vir my eintlik baie keer sleg dat mense dit net aanvaar en dat hulle net aanhou om so te wees en net te kan sien, hoorie, maar ek het eintlik die potensiaal om te verander en te verbeter nie, want ek het nou ook vir jou gesê, as die wêreld, as ons almal net eintlik die ingesteldheid het om te sê, hoorie, ek wil die beste weergawe van myself vir iemand anders te kan gee, dan gaan die wêreld eintlik vir ons almal soveel 'n beter plek wees om in te wees. Ja, sjoe, dis dis 'n propwoord vir. Ja, nee, maar dit maak my opgewonde want dit is alles belangrike goed wat jy noem. So ek gebruik 'n program met kliënte met verskillende modelle, hoe ons nou ondersoek waar ons begin by die begin is om te kyk wie is ek? Wie wil ek wees? En dan begin die proses. Nou, so daar stadiums waardeur ons gaan nie dan verskillende modelle om dan tot hierdie insig te kom, om die voorraadopname te doen en dan te besluit waarheen gaan ons met hierdie. So ek gebruik die voorbeeld altyd met kliënte, dan sê ek is soos 'n rugsakkie. Baie van ons het 'n rugsak op die rug, maar ons dra swaar aan ons rugsak. So by my sê ek, okay, kom, ons sit daai rugsak op die tafel en ons pak elke item uit. En dan kyk ons na hom en dan vra ons, het ek jou nodig? Is jy nuttig? Is jy, het jy betekenis vir my? En partykeer dan het ons klippe langs die pad opgetel wat vir ons mooi was, maar ons kan nie eers meer onthou waar het ons daai klip opgetel nie. En so pak ons net ons rugsak swaarder. So, dis om daai bewustheid te hê van wat maak regtig vir my saak. Wat is die moeite werd om te dra? Wat sal ek dra al moet ek nou hier opdra en fiets in 'n berg uit en daai klip is in my sak? Het hy vir my soveel betekenis om hom saam met my te vat? So weer eens is weer 'n bewusmaking en dan 'n keuse. So mens kies elke dag. Jy kies wat laat jy toe. Jy kies die lewe wat jy wil hê. So dis maklik om te sê, jy het nou verwys na wat ek met jou gedeel het oor my verlede. Ek kon gesê het slegte goed het met my gebeur, want die meeste van daai goed het ek nie gekies nie. Dit is iets wat net op jou in jou skoot geval het. En Arends het ek met die genade, ek is net dankbaar dat dat ek die insig gehad het ek besef, dit is nie my verlede bepaal en definieer nie wie ek is nie, maar waarheen ek op pad is en wat ek daarmee gaan doen, dit is vir my rekening, en dis eendag wat ek moet gaan sê, ja, hierdie goed het gebeur, maar weet ek laat uitkom watter Marina het na vore gekom
en wat het ek daarmee gemaak? So, mens kies wat jy doen. Wil jy dit beter maak? Wil jy verbeter? Wil jy iets anders probeer? So, op my rype ouderdom van 50 het ek hierdie ding, ek vat enige nuwe uitdaging aan, of ek sal nie nee sê vir iets nie, ek sal dit ondersoek. So, ek stel myself oop om te sien, val ek net terug in ou gedagtes wat jy het. Baie keer het ons limiting beliefs. Jy glo iets is op 'n sekere manier. Of iemand het my nou die dag genooi, 'n paar jaar terug, om by 'n 13 meter hoë dwarsbalk op te klim en dan nou oor die balk te loop. En sê ek, nee, ek het hoogtevrees. En toe ek het al gesê, toe sê ek, maar ek weet nie hoekom ek dit sê nie. Het iemand vir my gesê ek het hoogtevrees? Het ek wat is hoogtevrees? Ja. Toe sê ek vir my, ek wil dit gaan doen. En ek het gesê, ek gaan probeer. Ek weet nie of ek sal kan oorleef nie, maar ek wil definitief opklim. En ek het oorgeloop en hulle het my daarna weer per geleentheid genooi en daar was ander mense gewees wat die oefening gedoen het en hy het na die tyd gevra, nog iemand wat wil oorloop, en hy het vir my gekyk en toe wys ek ja. En ek het dit vir 'n tweede keer gedoen en dit was so bevrydend om te besef iets wat jy dink wat 'n beperking is, was nie rarig, dis in jou kop. Ja, ek dink die gesprekke wat ons baie keer met ons self het, is nie altyd mooi nie. Ons het 'n geneigtheid om met onsself baie hard en eintlik lelik te praat, en dan skep ons, hoe leliker ons met onsself praat en hoe meer herhaal dat ons hierdie goed vir onsself sê, is dit goed wat ons eintlik begin glo oor onsself. Ja. En ek dink dit is, ou moet ingesteld wees om daai gedagtes te laat vaar. Ek wil met jou praat en vir jou vra, jy het 'n helse transformasie ondergaan, en soos jy gesê het, jy kon jou verlede geblameer het, en ons het gepraat oor die twee seuns, die een is 'n suksesvolle besigheidsman en 3 mense vir hom vra, hoekom is jy so suksesvol? Toe het hy gesê, dis as gevolg van die feit dat my pa alkoholist was, en die ander ou was minder suksesvol, en hy het gevra, wat is die rede, dis 2 broers gewees, hoekom is jy nie suksesvol nie? En hy het toe gesê, maar is omdat my pa alkoholist is. So, selfe omstandighede groot geword, 2 verskillende uitkomste gehad. Is dit ooit vir persone te laat om 'n omkeer te maak en te transformeer? Nooit nie. Daar's mos die sê ding, wanneer is die beste tyd om 'n boom te plant? Nou, dit is 20 jaar terug, maar wanneer is die tweede beste tyd? Vandag. Ja. So, daar's nooit, jy kan nou, baie mense wil gewig verloor, of hulle wil gesonde gewoontes aankweek, dan sal hulle sê, hulle gaan aan die begin van die maand, of Januarie, of Maandag. Nee. Die beste tyd is nou, wanneer jy daai besluit neem, doen dit nou. En ja, vir my was dit nie, dit wat ek in my lewe toegepas het, ek het nie besef, ek is besig om te werk aan myself nie, totdat mense vir my gewys het wat se vordering daar was. Daar was wel 'n keerpunt in my lewe gewees, wat ek dalk kan deel, wat sommer net nog ietsie interessant is. Ons sê, ek is van nature, ek is skaam en selfbewus. My kinders op baie keer sê hulle, of ek sal sê ek is 'n introvert, dan kyk hulle en sê, ja, right. So ek kan myself handhaaf voor mense, maar ek verkies om te herlaai alleen by die huis, of tussen my gesin. Maar ons het een spesifieke Sondagoggend het ons in die kerk ingestap, en toe ek nog getroud was, my man het altyd heel voor in die kerk gaan sit. Sy ouers was diaken en ouderling gewees, en hulle het voor in die kerk gesit, so Boetie het heel voor gesit. En ons het die dag in die kerk ingestap, en ek het gesien hoe kyk die mense vir ons, jy sien sy die hoek van jou oog, hoe volg mense jou, en dit het vir my gevoel, die aarde met my insluk, ek is so selfbewus, hierdie mense kyk nou, en dit was asof daar 'n skakelaar aangesit is vir my, en toe besef ek, maak nie saak wat nie, mense gaan altyd kyk, en ek het regop begin loop, ek het my ken opgelig, en ek het my skouers teruggetrek, my maag ingetrek, en ek het regop afgestap in die paadjie, en ek het vir myself gesê, gee dan vir hulle iets goeds om na te kyk, en daar het iets in my gedraai, en ek het my begin beywer om uit te vind wie Marina is, wat vir my belangrik is, en om 'n nalatenskap vir my kinders te kan laat, het dit eers net klein begin.
En toe ek nou begin werk het met mense, het ek besef mense invloed is en die impak wat jy op ander mense het, is so groot en daar's altyd iemand wat na jou kyk. En ek het vir myself toe ek nou met die besigheid begin het gesê, as ek net een mens se lewe kan verander of dit net beter kan maak of hulle hoop kan gee, dan het ek my doel bereik. Ja. En ja, dit is net, ek kry soveel vervulling daaruit om te weet ek doen die regte ding of my reg is natuurlik 'n relatiewe begrip, maar om dit waarvoor ek my beywer om mense te help, om vir hulle hoop te gee, om te sê jy kan opstaan uit iets uit en jy kan aan die ander kant eindig. Dit is hoe graag jy dit wil hê. Ek sê altyd vir my kinders, die moeite wat jy in iets insit, word bepaal deur hoe graag jy daai ding wil hê of die uitkoms wil hê. Maar ek wil met jou praat oor emosionele intelligensie en ek dink 'n paar goed wat ek die laaste paar maande gehoor het en eintlik ook my laat skrik het is hoe mense op artificial intelligence begin steun binne in hulle verhoudings. Jy kan net nie glo nie. Ek het met 'n ou gepraat en hy het my gesê, maar as sy vrou 'n sekere reaksie het, dan toets sy dit nou met ChatGPT en vra hoekom hulle so optree, en sy doen blykbaar dieselfde, dat my mond het eintlik oopgehang, want ek dink okay, julle besef dat dit 'n rekenaarstelsel is, en ek het ook die ander dag te luister ek aan die podcast en die ou dit so mooi verduidelik om te sê, hierdie masjien het nie die sintuie wat ons het nie. Ja. Hy neem nie besluite op grond van dieselfde, ek dink enige besluit wat ons neem word gebaseer deur vorige ondervindings, daar's emosies aangekoppel. Ja. Emosionele intelligensie is vir my 'n ding wat 'n ou moet baie hard aan werk, en is dit ook iets wat jy vir mense help ontwikkel en laat groei? Ja, definitief. Ek het gister so 'n terugflit sessie gehad met 'n kliënt en sy is my die beste voorbeeld wat ek nog ooit gesien het van iemand wat soos in 'n baie kort tyd groot spronge en veranderinge in haar lewe gemaak het. En ek het vir haar gevra, hoe kom jy nou weer, hoe dit begin? Hoe het jy by my uitgekom? Hoekom? Wat was jou rede? En toe sê sy, moes vir emosionele intelligensie. En ja, dit was vir my so interessant geweest om te sien, dit uit en ja, ons het dit sommer binne die eerste rukkie het ons daaraan gewerk en daar was 'n groter bewustheid by haar geweest en hoe die transformasie plaasgevind het. Maar mense onderskat dit en dit is, ons het nou al hierdie hulpmiddels en mense steun daarop om antwoorde te kry en goed beter te verstaan, maar daar's niks soos om by iemand te gaan sit en tyd te spandeer. En gisteraand het ek voorberei aan my vragies, so ek staan agter die rekenaar en kyk gou na die vrae en skryf nou net oor elke vraagie 'n stukkie, en my seentjie vra vir my, mamma, as jy klaar is, kan jy hier by my kom sit? En ek sê vir hom, ek kyk so, ek sien ons 11 vrae, dis 7:30, hy moet agter in die bed wees. En ja, ek moes 'n keuse maak, gaan ek later slaap en later hier aan werk, want ek nou so gefokus is, soos jy wat gou hier besig is en 'n werknemer kom vra iets. Wat moet ek doen? En toe dink ek weet nie wat vandag gebeur nie. Ek weet ek gaan vlieg, ek moet weer terug gaan huis toe. Ek het nou 'n halfuur met Hendrik en ek raak so nou emosioneel. Ek het dit gelos en ek het by hom gaan sit en daai kaddel net, hy het sy koppie so teen my gesit, toe dink ek, sjoe, niks kom by hierdie prys nie. Ja, so die menslikheidsfaktor en kontak, daar's niks wat praat soos emosie in jou hart en om iemand te voel nie. Daai warm koppie wat hy teen my gesit het, niks kan dit vervang nie. Ja, ek dink in vandag se wêreld, kommunikasie is dink ek vir my die goue sleutel tot alles. En ek dink as ons kan uiting gee aan ons gevoelens en dit kan verwoord en ook met mekaar te kan deel maak, het ek dink op sigself goeders vir ons net baie makliker. En nie oor te wonder in hierdie gesprekke of as 'n persoon in 'n sekere mate opgetree het om die storie vir jouself en jou eie gedagtes te probeer uitfigure. Praat met daai persoon. Vra. Presies. O ja, kyk, ek sien jy's dalk nou 'n bietjie geïrriteerd. Wat gee aanleiding? Verduidelik vir my. Want dis in daai persoon se kop.
So geen rekenaar of niemand anders. Jou as sielkundige kan dalk vir jou verduidelik wat hierdie gedrag nou openbaar, maar niemand weet behalwe ek wat hier in my kop is. Niemand kan daai ervaring vir my oor vertel wat ek gisteraand met Hendrik gehad het, nie daai oomblik, daai oomblik van waarheid om te besef wat my kind vir my beteken en tyd saam met hom, en as ek dit nie weer sal hê nie, hoe groot is nou erg om dit so te beskryf, maar as ons nog daai waarde in mekaar sien en net vertrou op ons eie instink en op die menslikheid, ons word gebore. Ek het in die week met 'n kliënt gesels, my beskeie mening is dat wanneer ons in hierdie wêreld inkom, kom ons perfek. Ons is 'n perfek geskape wese. En dit voel vir my asof mense met byteltjies afkap en hulle vat weg, en is daai goedjies wat van jou gesê word. Ek was oorgewig toe ek in die laerskool was. Nou, as ek dit vandag vir mense vertel, dan sê hulle glo dit absoluut glad nie. Ek was geboelie oor ek vet was. Hulle het vir my gesê ek is vet. En dit het vir my so seer gemaak. Dit was vir my verskriklik. As ons pouse in 'n kringetjie gesit het, dan stuur hulle 'n pakkie chips of iets om. As dit hier by my kom, dan gryp die ander kinders dit weg en sê hulle moenie vir haar gee nie, kyk hoe vet is sy. En ek was so selfbewus gewees, en ek dink my skaamheid en net hierdie selfbewustheid het dalk daar begin. En dit het my laat voel ek is nie waardig nie. Ek word nie ingesluit in goed nie. So ja, ons het al hierdie, daar word weggevat en dan bou ons mure en ons hou mense uit. En dis nodig dat ons afbreek daarin en net mense sien vir wie hulle is. En mense vertrou vir die goedheid wat in hulle is. Wel, jy kan vandag vir daai mense so wat jou geboelie het, look at me now. Ja, ons het, so 3 jaar terug het ek my 30 jaar skoolreunie gehad, en toe ek nou terugkom by die huis, en ek wys my dogter die foto's, toe kyk sy sê, "Sjoe, mamma lyk nie soos die ander mense daar nie." So ja, die etikette wat mense om ons nekke sit, dis nie noodwendig wie jy is nie, en baie keer leef ons op na goed wat mense van ons sê, of jy leef dit mense wat afbreekende goed van jou sê. Jy gaan doen dit dan, want dis wat jy dink wat hulle van jou verwag. En weer eens, se keuse, wees bewus daarvan. Moenie net deur die lewe gaan, moenie net dink wat jy doen, dink wat maak vir jou saak, wat wil jy uitsit daar buite, wat wil jy hê moet mense van jou onthou, want ons almal het 'n stem, en dis ook iets wat ek nie geweet het wat ek het nie. Ek het soos 'n marionet aan 'n tou, as ek my kinderlewe en die grootste deel van my lewe eintlik tot in my 30er jare was ek 'n marionet aan 'n tou. As iemand sê het op met die arm, dan sit op met die arm, af met die kop, af met die kop. Ek het op prompts gereageer. En in my volwasse lewe het ek besef, maar jy het 'n keuse, jy het 'n opinie, en daarom moet jy 'n identiteit hê. So identiteit is vir my die goue draad deur alles, is wie is jy, waarvoor staan jy, wat vorm jou identiteit, en dit is ook wat ons by ander mense los. Ek spot met my kinders. Ek het terug het ek 'n testament opgestel, en ek het nou met my seun gepraat en gesê, hy is nou die oudste, en hy is nou groot genoeg, en hy moet nou net weet hy gaan verantwoordelikheid hier oorneem as daar dan nou iets met my sou gebeur. En ek het nou praktiese reëlings met hulle getref, net nommers uitgeraal van wat is waar en wie doen wat. En dis ek vir hulle, terwyl ons nou besig is, kom ons praat sommer oor my begrafnis. Ek wil nie begrawe word nie, ek wil veras word, en moenie die as gaan haal nie. En die kinders, mamma, ons wil nie nou hier oor praat nie, en hoe kan ek sulke goed sê? En die rede hoekom ek dit vir hulle gesê het, en wat vir my so belangrik was, is dat ons vandag hier, ons weet ons het nou, maak vandag die beste van hierdie dag, leef vandag voluit, sê nou vir my die mooi goed. En toe sê ek vir hulle, okay, maar ek wil graag hê, julle moet 'n geleentheid wees, waar as julle my lewe wil vier, dan sal dit vir my lekker wees. Ek het hierdie ding met die etiket, ek maak sulke video's, dan wys ek, ons moet nie die glas aan die bol vashou nie, en dan wys ek ons hou dit aan die steeltjie vas. En toe sê ek vir hulle, ek hou van iets met 'n botteltjie, en toe sê ek, so daar met vonkelwynglasies wees, en as hulle my lewe dan nou vier, dan moet almal net 'n glasie lig, net sê wat hulle onthou van my.
En ja, toe dink ek, wat is dit wat mense sal onthou? Wat gaan nie goed wees wat mense onthou van jou? En mens moet vandag leef sodat jy werk aan daai dinge wat mense onthou van jou. Marina, wat is dit graag wat jy sal wil hê mense van jou moet onthou? Ek het gister met iemand gesels en toe het ek gesê dat ek gelukkig is. Ek sal graag 'n bewustheid wil skep onder mense of dat hulle aan my sal onthou dat ek altyd gelag het en dat 'n mens na die ligter kant van die lewe moet kyk. Maar dis nou in 'n ligter oogpunt of sy, ek sal graag wil onthou word daarvoor dat ek 'n impak gemaak het en dat ek mense ingesluit en menswaardig laat voel het. En dat elke mens, elke kliënt wat na my toe kom en elke mens met wie ek iets te doen het, dat ek iets moois by hulle sal agterlaat, 'n mooi herinnering of ek dink altyd aan soos 'n blom wat 'n aangename geur los. Maar net die manier hoe mense se lewens aanraak, dat dit betekenis sou gehad het en dat hulle my sal onthou as iemand wat ander mense gereken het. Maar ek dink die storie wat jy die ander dag met my gedeel het, wil ek vir jou sê, dis iets mooi om te hoor, want ek dink vir lank in jou lewe was dit nie altyd die glimlag op die gesig en die maklike deel van die lewe nie. Ek dink mense is baie geneig om soos iemand na jou te kyk en te sê, "Jesus, maar jou lewe lyk nou so perfek. Jy het hierdie pragtige drie kinders. Drie kinders, ja. Pragtige familie, pragtige huis. Dit lyk net of dit goed gaan, maar dit was nie altyd so nie. En daarvoor wil ek vir jou net sê well done, om dit te bereik het wat jy bereik het, hoe jy jou lewe getransformeer het en vir die mense wat jy daar buite help. As jy vir ons luisteraars 'n golden nugget wil gee van wat hulle uit vandag se gesprek uit kan neem en ook sommer hoe hulle met jou kan kontak maak, dan kan ons die episode afsluit. Ag, baie dankie Danny. Ja, is my baie mooi en dankie vir daai erkenning. En dankie ook dat ek dit kon deel met jou. So mens se lewe loop na maar draaie met jou en soos ek gesê het, goed gebeur met jou wat dit is nie jou keuse nie, maar jy moet nou maar deel daarmee en iets doen. Ek het die fliek Australia gekyk. Weet nie of jy dit al gesien het nie. So ek kan dit aanbeveel. Daar's 'n aanhaling, just because it is doesn't mean it should be. En dis 'n lewenswaarheid vir my is net omdat iets so is, beteken dit nie jy moet daarmee voortleef nie. So jy kan verandering bring. Jy kan 'n nuwe keuse maak en jy kan 'n totaal nuwe rigting inslaan. Ja, ek hoop dit beantwoord jou vraag. Ja, ek dink dit is wysheid daai, jy weet, en dit is nooit, ek dink ek het vir jou gevra, is dit ooit te laat? Ek dink ons kan vir mekaar sê is nooit te laat nie. Terwyl jy nog hier is, kan jy vandag 'n besluit neem om te verander, om te transformeer en om 'n beter weergawe te wees as wat jy is. Baie dankie vir jou tyd vandag Marina en ons hoop jy reis veilig terug huis toe. Hoe kan mense met jou kontak maak? Sosiale media, e-pos, webwerf? Ja, baie dankie. Ek het 'n webtuiste Marina Stevenson en ek is op Facebook, Instagram Marina Stevenson Personal Development. Baie dankie. Baie dankie vir jou tyd Marina, ons waardeer. Dankie Danny. Okay.